Daar's hy. Ons gaan vanoggend in die erediens eintlik kyk hoe asemrowend God se genade is. Julle sou laasweek het ons gehoor, daar's net een evangelie. Daar's nie 'n klomp nie, daar's net een. En ons gaan vandag net die volgende gedeelte lees, maar dit gaan oor hoe asemrowend God se genade is. Kom ons sing van ons Vader se genade met Psalm 103 vers 2 en 9 dat sy genade oneindig is. En dan die lied daarna is 'n aanbiddingslied vir ons Here en ons Koning Jesus Christus. Kom ons staan, dan sing ons hierdie liedere saam. In die midde van die lewende God is dit ons hartse begeerte, dat die woorde van ons mond en die oordeenkinge van ons hart vir U aanvaarbaar wees, Here, ons rots en ons verlosser. Gemeente van ons Here Jesus Christus, genade, barmhartigheid en vrede vir julle van God ons Vader en van Christus Jesus ons Here, deur die kragvolle medewerking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons loof die Here met die sing van Skrifruiming 1:1. Ons sing daar vers 1 en vers 3. En hierdie lied gaan juis daaroor dat God se genade is van begin tot einde, is ons verlossing, maar net toe te skryf aan God se genade. Kom ons jubel daaroor. Gezien sy alle dinge, die ewige God en Vaderij, het in die hemel sieninge vir ons in
in Christus toe berei, na die besluit uit hom gebore. Kom ons sing ons geloofbelijdenis saam en ons sing dit op die bekende melodie van Liedboek 464. Gespreek, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land uit die plek van slawerny uitgelei het. Jy mag naas my nie ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n gesneede beeld maak nie, enige afbeelding van wat in die hemelruim daarbo, of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag nie voor hulle in aanbidding buig nie. Jy mag hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n besittelike God, wat kinders laat boet vir die sondeskuld van ouers, selfs die 3de en die 4de geslag, van hulle wat my verwerp. Maar troue liefde bewys aan duisende, aan hulle wat my lief het, en my gebooie nakom. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal hulle wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat nie. Gedenk die Sabbatdag, deur dit heilig te hou. 6 dae moet jy werk, en alles doen wat jy moet. Maar die 7de dag is 'n Sabbat ter ere van die Here jou God. Jy mag geen werk doen nie. Jy en jou seun en jou dogter, jou slaaf en jou slavin, jou diere en jou vreemdeling wat by jou is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde en die see gemaak, en alles wat daarin is. Maar op die 7de dag het hy gerus.
En daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Behandel jou vader en jou moeder met eerbied, sodat jy lank kan leef op die grond wat die Here jou God vir jou gaan gee. Jy mag nie moord pleeg nie. En jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuig teen jou naaste nie, en jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, ook nie sy slawe en sy slavinne, sy beeste en donkies nie, enige iets wat aan jou naaste behoort nie. Voor die wet staan ons skuldig en daarom pleit ons ook om vergifnis, om God se genade in Christus. Kom ons doen dit terwyl ons so bly sit met die sing van Psalm 86 vers 1 en vers 3. In 1 Johannes 1 vers 9 lees ons, as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig en daarom sal hy ons sondes vergeef en ons van alle kwaad reinig. In Christus spreek God ons vry, is ons sy kinders. Kom ons jubel as verlossers. Kom ons staan en sing ons Psalm 31 vers 15 en 17. Ja, ons jubel oor die verlossing in Christus, ja, wat God in elkeen van ons bewerk het. O groot is Heer U.
Onse Vader in die hemele, al die lof, die eer, die aanbidding, die dank van ons harte, kom U alleen toe. Ja, in Jesus Christus, skenk U ons die genade, om werklik U kinders te wees. Ja, U oorweldig ons harte met die rykdom van ons Verlosser, se volmaakte liefde. U kom vestig, U Gees in ons harte, ja, stempels, waar Christus geken word, verkondig word, ja, waar Christus bemin word. Here, ons dankie. Dankie vir genade op genade. Here, want dis soos ons is hier vanmôre, van begin tot einde, is elkeen van ons se verhaal, die verhaal van God wat ons genadig is. Wil U ons nou deur U Gees in die geloof versterk, sodat ons in U liefde gewortel kan bly. Mag ons elkeen tot die besef kom, ja, net iets daarvan verstaan, die breedte en die lengte en die hoogte en die diepte van U liefde vir elkeen van ons. Ja, vul ons harte nou kragtig deur U Gees met die waarheid van die evangelie. Dit bid ons in Jesus naam. Amen. Ons skriflesing kom vanmôre uit Galasiërs 1, vers 11, vers 24. Verlede week het ons gelees dat Paulus vir ons leer dat daar is nie 'n ander evangelie as Christus alleen nie. Daar is nie. En dan gaan hy vorentoe, en vandag moet julle nou aandagtig luister, dis amper soos, ons sien dit baie keer in kerke, of ons sien dit baie keer, ek kan onthou Martin, Snyman het op 'n keer, het hy 'n getuienis gelewer, van sy lewe, hoe die Here met hom 'n pad gestap het, en hier kom Paulus, en hy gaan nou sy getuienis met ons deel, en die mooi daarvan is, hy wys aan ons die asemrowende skoonheid van God se genade. Kom ons luister aandagtig. Ek wil hê julle moet weet, broers, dat die evangelie wat deur my verkondig is, nie 'n menslike saak is nie. Want ek het dit nie van 'n mens ontvang of geleer nie, maar wel deur 'n openbaring van Jesus Christus. Julle het immers gehoor hoe ek vroeër volgens die Joodse godsdiens geleef het, dat ek die kerk van God tot die uiterste vervolg het en dit probeer vernietig het. En dat ek in die uitlewing van die Joodse godsdiens baie van my tydgenote in my volk oortref het, deurdat ek my soveel meer beywer het vir die tradisies van my voorvaders. Toe God dit egter goed gevind het, hy wat my afgesonder het van voor my geboorte af en my deur sy genade geroep het, om sy seun aan my te openbaar, sodat ek hom aan die heidene sou verkondig, het ek nie dadelik vlees en bloed geraadpleeg nie. Ook het ek nie na Jerusalem opgegaan, na hulle wat voor my apostels was nie. Maar ek het wel na Arabië gegaan en toe weer na Damaskus teruggekeer. Eers later, na 3 jaar, het ek na Jerusalem opgegaan om Sefas, dis Petrus, te ontmoet en ek het 15 dae by hom gebly. Maar van die apostels het ek niemand anders gesien nie, behalwe Jakobus, die broer van die Here. Wat ek vir julle skryf, kyk, dit sê ek voor God, ek lieg nie. Later het ek na die streke van Sirië en Cilicia gegaan, maar ek was persoonlik onbekend by die Christelike gemeentes in Judea. Al wat hulle steeds bly hoor het was, hy wat ons voorheen vervolg het, verkondig nou die geloof wat hy vroeër probeer vernietig het, en hulle het God oor my verheerlik. Tot sover ons skriflesing, ons gaan dan ook fokus op hierdie woorde in vers 15 en 16, toe God dit egter goed gevind het, hy wat my afgesonder het van voor my geboorte af, en my deur sy genade geroep het om sy seun aan my te openbaar, sodat ek hom aan die heidene sou verkondig. Genade, alles is net genade. Ons doppers is lief vir daai woordjie genade, en ons praat ook maklik oor die woordjie genade, maar hoe sou mense dit aan iemand verduidelik? Ek kan onthou eendag het 'n tannie in my vorige gemeente,
het sy vir my ook die vraag gevra, Dominee, hoe verduidelik jy die woordjie genade? Nog, sy het ook nie gewag om dat ek vir haar 'n antwoord moet gee nie. Toe gee sy sommer vir my een van die mooiste antwoorde wat ek in my lewe nooit sal vergeet nie. En dit verduidelik het so mooi. En sy het my verduidelik dat, kom ons sê nou maar 'n skoolseun steel sy pa se kar een aand om saam met sy vriende te gaan kuier en 'n lekker aand te hê, en hy gaan stamp sy pa se kar, maar daar's baie skade. Daar's baie skade. Dan kan sy pa nou verskillende dinge doen. Sy pa kan die polisie bel, sy seun laat arresteer en in die tronk gooi. Want hy het mos sy pa se kar gesteel. En hy het nie lisensie nie, hy het onregmatig bestuur. Dit sou geregtigheid wees. Of sy pa kan vir hom sê, goed, ons gaan huis toe, maar van nou af gaan jy hierdie kar se skade betaal. Jy gaan elke aand laat werk, jy gaan vakansietye werk, maar jy sal tot die laaste sent betaal van daai kar se skade. En dit kan 'n lang tyd, dit kan selfs onmoontlik wees, as jy kyk na die prys van karre wat dit vandag gaan. Hy gaan lank werk. Of die pa kan langs sy seun gaan sit, bly dat sy seun nog lewe, en vir sy seun sê, my seun, ek weet, jy kan nie die skade betaal nie. Pappa sal dit betaal. Kom sit hier langs my, want jy is my kind, en jy sal dit vir altyd tot in ewigheid wees. Die laaste een is, die pa het aan sy seun genade betoon. Die pa die skuld betaal wat die seun nie kan betaal nie. Ja, genade is wanneer 'n pa se liefde vir sy kind hom dryf om die skade van sy kind te betaal, omdat sy kind nie kan nie. Die pa weet dit. En saam met hierdie genade bly die kind die pa se kind. Maar iets verander in die hart van daai kind. Jou hart kan tog nie dieselfde bly as jou pa dit met jou doen nie. En dit is hierdie waarheid wat God se genade so asemrowend maak. Ons hemelse Vader stuur en is in beheer selfs van die slegste wat daar in Hendrik se lewe is. Hy stuur dit en hy lei alles so dat hy in Christus my genadig kan wees, dat hy selfs die skade betaal van al Hendrik se dade, nog steeds vir my kan sê, hy is my kind, en jy gaan dit bly tot in ewigheid. Niks of niemand kan dit verander nie. Nie eens jouself nie. Nou op min plekke sien ons hierdie genadewerk van God so duidelik, as juis in hierdie getuienis van die apostel Paulus hier. As die apostel in hierdie gedeelte waarna ons geluister het, getuig van sy lewe tot op daardie punt, vat hy ons terug. Hy vat ons letterlik terug na daai oomblik in sy lewe, toe God sy hele koers, ook die koers in sy hart, verander het. Die rede hoekom God so ingegryp het, ons weet, ons het dit laasweek al gehoor, dat nadat die apostel Paulus die evangelie in die gemeentes in Galasië gepreek het, het daar vals predikers in hierdie gemeentes gekom, wat 'n Christus plus wat jy moet doen om gered te word. 'n Christus plus word 'n Jood ook, anders kan jy nie God tevrede maak nie. Hulle het so 'n evangelie in die gemeentes van Galasië verkondig. En dit was min of meer baie dieselfde as wat in Jerusalem verkondig was, want in Jerusalem was elke Christen 'n Jood gewees. En daarom het hulle nie aanstoot gegee nie, en die apostels het vrede daarmee gehad, dat die Jode Christene was, en nog steeds aan baie van die Joodse tradisies vasgehou het. Hulle het geleer, toe hulle nou daar in Galasië kom, want onthou nou, hulle kom van Jerusalem af, hulle ken die evangelie plus die Joodse gewoontes, en toe kom leer hulle die gelowiges aan Galasië, maar hulle moet ook eers Jode word. En Paulus verkondig nie 'n ware evangelie nie, want die evangelie wat in Jerusalem verkondig word, is 'n Christus plus evangelie. En hy kom nou en hy kom verkondig die evangelie aan julle, net om julle guns te wen. Net sodat die Grieke ook kan inkom sonder moeite, en dat hulle maklik Christene kan wees.
Mense hoor byna hulle stemme in die samekomste in die gemeentes van Galasië. Ja, moenie vir Paulus glo nie. Moenie vir Paulus glo nie. Hy's nie van die moederkerk in Jerusalem nie. Luister na ons. Ons het aan die voete van Jakobus en Petrus en Johannes gesit. Luister na ons. As die apostel Paulus die valspredikers teregwys, hulle leer dat hy nie sy eie evangelie verkondig nie. Dan vat hy ons terug na daai oomblik in daai baie bekende Handelinge 9, gaan lees dit weer by die huis, na die oomblik op die pad na Damaskus, toe die opgestaande Here self aan Paulus verskyn het en in sy hart die suiwer evangelie vasgemaak het, dit self aan Paulus bekend gemaak het, en dis ook daar waar God die koers van die lewe van Paulus radikaal verander het. Nou om daardie oomblik in die regte perspektief te sien, vat die apostel ons eers terug na wie hy was voor daai ontmoeting met die lewende Here op die pad na Damaskus. Hy sit alles van sy vorige lewe vir ons op die tafel neer en dan as hy getuig, hy sê, die Jode het geweet dat hy 'n opgeleide fariseer en skrifkenner was. Hy het letterlik by die voete van Gamaliel gesit, die uitnemendste teoloog van hulle tyd, die beste professor, by wie almal die graad om 'n fariseer te wees wou gaan studeer, by die voete van Gamaliel. Hy was die roem van die Joodse godsdienstiges. Hy het homself daartoe beywer om al die tradisies van die Joodse godsdienst met woord en daad uit te leef. En daarom kan hy skryf dat hy as ras-egte Jood in die uitlewing van sy godsdienst meeste van sy tydgenote oortref het. Hy skryf het hy oortref het. Hy was soveel beter Jood as meeste Jode van sy tyd. As witwarm Jood het hy ook die kerk van God tot die uiterste vervolg en probeer vernietig. Ag, ons weet dit, Handelinge 7 lees ons, dat hy in beheer was van die steniging van Stefanus. Dat dit juis omgedryf het om Damaskus toe te gaan, om nog Christene daar te vang, of om hulle ook dood te maak, of ten minste in die tronk te kry. Aan sy teenstanders, wat die Joodse godsdienst aan die evangelie wou hak, is Paulus se boodskap eintlik baie duidelik. Ek was ook 'n opregte Jood. Ek weet deur bitter ervaring dat geen mens om met uiterlike godsdienstigheid reg kan maak met die lewendige God nie. Geen mens kan nie. Ons beste dade maak dit nie. Ek was daar. Ek het my TM. Ek het alles beter as almal om my gedoen. Maar dit het nie gewerk nie. Want geen mens kan dit doen nie. Dis eintlik die groot tragiese waarheid van die hele Ou Testament. En die Ou Testamentiese godsdienstigheid. Ons beste pogingkies verander nie God se hart nie. Want die probleem lê nie in God se hart nie. Die probleem lê in ons harte. Dis hier waar die verandering moet kom. En hoe doen God dit? Hoe doen God dit? Hy doen dit deur sy seun in ons harte te openbaar. Paulus skryf hierso: toe God dit egter goed gevind het, hy wat my afgesonder het van voor my geboorte af en my deur sy genade geroep het om sy seun aan my te openbaar, sodat ek hom aan die heidene sou verkondig. Ja, Paulus sit sy hele verlossing van begin tot einde in die hande van God. Van voor sy geboorte tot wie hy nou is God se genadewerk in sy hart en in sy lewe. Ja, die apostel was op pad na Damaskus om God se kerk te vervolg, toe God na hom toe gekom het. Toe die lewende Here na hom toe gekom het. Paulus het nie op 'n mooi dag sy hart vir Jesus gegee nie. Ook het hy nie as 'n drenkeling daai groot stap gevat om aan Christus vas te klou en om te glo nie.
Ons Here gaan haal hom uit die dieptes van die oseaan van sy sondes en hy red hom op die pad na Damaskus. God het na 'n verlore Paulus toe gekom. Hy het aan hom genade betoon deur sy hart te kom verander, dit op 'n nuwe koers te plaas. En hoe doen God dit? Hoe blaas hy nuwe lewe in 'n dooie sondaar hart? Toe God dit egter goed gevind het, hy wat my afgesonder het van voor my geboorte af en my deur sy genade geroep het, let nou mooi op, om sy seun aan my te openbaar. In die oorspronklike taal staan hierso om sy seun in my te openbaar. Die ou Afrikaanse vertaling vertaal dit ook so. Dit is meer letterlik en volgens my die regte. Dis in my geopenbaar. In sy hart het die opgestaane Here, Jesus Christus, homself bekend gemaak. En dit het alles in die hart en in die lewe van hierdie apostel verander. Niks sou ooit weer dieselfde wees nie. Jy sien, as God 'n dooie sondaar lewend maak om sy kind te wees, dan kom hang hy nie 'n klomp uiterlike moeds en moenies aan ons dat ek lyk soos 'n Christmas tree wat made in China is nie. Ek kan blink vir almal. God verander ons nie so nie. Hy kom deur sy gees en hy verander ons van binne na buite toe, want dit is hier waar die verandering moet plaasvind. Deur ons harte te oorweldig deur sy gees met die goeie nuus van die kruis. Dit gaan die koers van my hart en my lewe verander, want dit is letterlik om uit die dood, onderop die oseaan, dood te wees, en ek word uitgered, en daar word lewe in my longe geblaas. Alles verander. God se genadedaad in Paulus het nie hierdie ras-egte Jood koud gelaat nie. Ja, die evangelie is 'n krag tot redding. Dit is 'n krag tot redding vir elkeen wat glo. Dit verander die koers van ons harte. Vanaf die oomblik wat Christus homself in die hart van Paulus bekend gemaak het, was die eerstvervolger van die kerk 'n diensknegt van Christus. Hy gaan later skryf, hy's 'n slaaf van Christus in sy diens. En hy sou die evangelie, die wye wêreld invat. Hy sou nog bitter swaar kry van wie hierdie verandering in sy hart, in tronke gegooi word, geslaan en vir dood agtergelaat word, koud kry en hongerpyne sou hy gereeld beleef en ervaar het. Dit was niks vreemds vir hom nie. Maar die goeie nuus van die evangelie het hy met elkeen gedeel, of hy in 'n tronk gesit het, of hy op pad was, waar hy gekom het, het hy hierdie nuus met hulle gedeel. Maar die wonderlike is dat God hom lank voor die tyd voorberei het vir hierdie roeping. Hy het hom toegerus as 'n fariseer en 'n skrifkenner. Hy het hom toegerus met die waarheid van die Ou Testament. Want as jy die Ou Testament fyn lees, in elke lyntjie gaan jy lees, Christus alleen kan my vry maak. En dit is wat Paulus in daai 3 jaar in die woestyn moes Christus en sy gees homself geleer het om hierdie Ou Testament by die kruisevangelie by mekaar uit te bring, sodat Paulus kan sê, daar's net een evangelie, daar is nie 'n ander evangelie behalwe Christus alleen nie. Van voor sy geboorte af het God al vir Paulus afgesonder. Hy het hom as 'n skrifgeleerde en 'n toegewyde gelowige toegerus vir 'n taak wat God reeds in gedagte gehad het, om die kruisevangelie te gaan verkondig onder die heidene. Ten spyte van sy eie sondigheid, dat hy 'n moordenaar van Christus navolgers was, kom God en hy bewys aan hom genade ter wille van Christus se soendood aan die kruis. En Christus maak hom sy diensknegt. Hierdie genade, goeie guns wat God aan 'n sondaar bewys,
deur sy hele geskiedenis, ook sy sondesleg, ja, om dit van voor sy geboorte af al so te bestuur vir God se doel, is waar. Van Noag. Ons lees dat God het Noag begenadig en daarom was hy vroom gewees. Dis waar van Abraham wat saam met sy familie afgode gedien het en God kom soek hom en kom haal hom uit en bewys aan hom genade. Dis waar van Josef, al die seuns van Jakob se verhaal, aan die einde van Josef se verhaal, nadat sy broers hom gruwelik verontreg het, dan sê hy, maar dis juis hierdie slegte dade van julle, wat God so gestuur het, dat 'n hele volk vandag gered kan wees. Ag, Moses, wat die Egiptenaar doodgeslaan het, Samson, wat nie 'n Filistynse vrou, 'n mooi Filistynse vrou kon nooit uitlos nie, Dawid met Batsheba en die doodmaak van haar man, dis waar van elke mens, myne en jou nou ook. Myne en jou nou ook. Die skoonste, die mooiste, is dat God in beheer van die goeie en die slegte van Hendrik se lewe is, van my en jou se lewe, vir sy doel. Vir sy doel. Deur sy Gees plaas hy my op 'n nuwe koers, op 'n ewige weg, deur my hart te oorrompel. Deur Christus en sy weldaad aan die kruis, in my hart te verkondig, deur sy Gees en deur sy woord. Van begin tot einde is my verlossing die werk van God drie-enig. God werk nie anders met my en jou as wat hy met Paulus gewerk het nie. Hy werk in die goeie en in die slegste van elkeen van ons. Hy stuur, rig en lei dit sodat ons sy instrumente kan wees. My sit en my opstaan, dit ken God. Hy verstaan selfs wat in my gedagtes aangaan. Elke tree van my is reeds deur hom afgemeet en nog voordat ek 'n woord gaan sê, weet hy dit en hy weet ook hoe hy dit so gaan bestuur tot my verlossing, vir sy doel en tot sy verheerliking. Ja, tog kom God en hy bewys genade aan my deur Christus in my hart te kom indruppel, te kom vestig deur sy woord en deur sy Gees. En hoekom sou God dit doen? Omdat ek 'n keuse gemaak het vir hom? Omdat ek hierdie godsdienstigheid of daai godsdienstigheid het? Nee, Paulus sê so mooi, hy sê, kyk hy woordjie, toe God dit egter goed gevind het. Omdat God dit goed gevind het. Die woordjie wat hier gebruik word, leer vir ons, dat die oorsprong lê in God. Hy het dit so goed gevind. Hy kom en hy bewys aan ons genade. Hy stuur en hy lei alles so, terwyl hy weet ons kan niks teruggee in ruil daarvoor nie. En daarom kom hy, en hy kom doen dit in Christus, wat in die kruis alles betaal het, wat ek en jy nie kan betaal nie. Net sy volmaakte vaderliefde dwing hom ter wille van Christus, om ons elkeen so genadig te wees. Nou kan ons Vader langs ons kom sit. Hy is my hemelse Vader, en ek as sy kind. En hy kan my omhels met 'n oneindige liefde. Hy kan my genadig wees. Jesus leer ons in die gelykenis van die verlore seun, dat ons Vader ons innig jammer gekry het, dat hy na ons toe gehardloop het, ons omhels het, en ons gesoen het. Ons is sy kind. God se genadedaad van hom Christus deur sy Gees in die hart van 'n sondaar bekend te maak, het een doel voor oë. En dit is om die koers van my hart te verander. Dit gaan ook lei tot die verandering, die koers van my hele lewe. Van binne na buite gaan die Heilige Gees
my verander. Later, DV, volgende week gaan ons daarby uitkom, en sê Paulus het so mooi, hy sê, nou is dit nie meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe. Ja, sy vrug gaan in my groei, die vrug van die Gees. Van baie dinge gaan ek wegstap, ek gaan dit agterlaat, omdat dit God nie verheerlik nie. Dit kan jarelange vriende wees, dit kan ou gebruike, slegte gewoontes wees. Baie dinge gaan ek nie meer na luister waarna ek altyd geluister het nie. Maar baie dinge gaan ek nie meer kyk waarna ek altyd gekyk het nie. Terwyl ek soveel nuwe dinge gaan doen, gaan opsoek, meer gaan wil weet. Ek dink die eerste ding is 'n ou raak skielik lief om Bybel te lees, om meer van Christus te ken, om meer deur God se genade oorweldig te word, erediens bywoning, Bybelstudie, om net meer van hierdie Here te leer. En dan gaan God deur sy Gees my hart oorweldig, en sy saak gaan my saak word in hierdie lewe. Jy sien, hierdie hele gedeelte dwing ons tot stilstand, ons eie harte en ons lewens te oordink. Want wat waar is van Paulus, die verhaal van sy lewe, is ook my en jou se verhaal. Ek is seker as ons nou vir julle gaan vra, kom ons staan op en ons getuig. Volgende gaan julle presies dieselfde verhaal vertel. Maar let veral op die skoonheid van God se genade. Laat toe dat dit jou asem wegslaan vanoggend. Hy maak Christus in ons harte deur sy Gees aan ons bekend. Terwyl ons so bewus is van ons eie sondigheid, ons eie kleinheid, ons eie gebrokenheid, kom doen hy dit. Hy maak ons sy kind met wie hy in 'n innige verhouding leef en bly tot in ewigheid. Hy plaas ons harte en ons lewens op 'n nuwe koers, sodat ons vir ewig saam met hom kan wandel. Mag ons Here God, ons elkeen, deur sy Gees tot die besef laat kom van die breedte en die lengte en die hoogte en die diepte van sy asemrowende genade. Ja, mag hy in elkeen van ons deur sy Gees daai begeerte vas lê om die liefde van Christus te leer ken, wat alle begrip te bowe gaan, sodat ons elke dag meer en meer vol kan word met die volheid van God en sy genade. Amen. Kom ons bid saam. Onse Vader in die hemele, die genadewerk in elkeen van ons is so onbeskryflik groot. Vader, ons kon reeds ons eie sonde gebrokenheid voor U bely het. Ons kon reeds na onsself kyk in die lig van U wet en ook tot die besef kom dat om enigiets te wil doen om U tevrede te stel, dat dit nie gaan help nie. Here, ons elkeen moet ook soos Paulus kan uitroep, as ek die goeie wil doen, dan doen ek dit nie, maar die slegte, dis juist dit wat ek doen. Dan ons harte is daar ook die uitroep, wie kan ons van hierdie doodsbestaan bevry? Aan U die dank, die lof en die aanbidding van ons harte, dat U dit in Christus doen. Dat U deur U Gees ook in ons harte die suiwer evangelie vaslê, dat ons vrygespreek is, net om Christus ontwil. Wil U ons elkeen so lei, dat ons sal vas staan in hierdie waarheid. Maar Here, ook dat ons in verwondering sal staan voor U genade, sodat U werk in ons nie te vergeef sal wees nie. Maar Here, dat ons kragtig deur U Gees ook aangespoor sal word, om Christus te bely, en om Christus na te volg met woord en met daad. Wil U self, U liefde,
die liefde in Christus in elke hart indruppel, vasmaak, bevestig. En wil U die vernuwingswerk deur U Gees in ons harte doen, wat nodig is, sodat U die eer kan kry in ons harte en in ons lewens. Ja, U alleen. Here, ons dankie. Ons dankie vir soveel ander seëning. Ons dankie vir soveel goedheid, wat ons elke dag uit U hand uit ontvang. Ons dankie, Here, dat ons deel kan wees van 'n gemeente, 'n gemeenskap van gelowiges, U kerk wêreldwyd, wat Christus verkondig. Here, dankie. Dankie dat ons die Bybel kan lees in ons eie taal. Dankie vir alles wat U aan ons skenk, want ons weet, dis net genade. Maar Here, U roep ons. U roep ons en U maak ons ook diensknegte in U koninkryk, met wie ons is, met die gawes wat ons het, mag alles in U diens wees. Ja, Here, sodat ander ook in verwondering kan staan voor U genade. Wees by ons as gemeente, wees by die ouderlinge wat vanmiddag vergader, met elke besluit wat hulle maak. Ja, Vader, en lei hulle ook deur U Gees tot U eer. Ja, ons Vader, ons wil bid vir elke broer en suster wat siek en swak is. Ja, baie van hulle is by die huis en sterk aan, en baie is te swak. Ons wil net bid, Vader, dat U hulle sal vertroos, sal bemoedig en sal gesond maak volgens U wil. Wees veral ook, Vader, ons jong mense, wat in hierdie tyd en in hierdie wêreld moet staande bly. Ja, Vader, en versorg ons huisgesinne, elkeen hier, net met wat ons nodig het, om in U diens te kan wees. Here, ons wil ook bid vir 'n wêreld wat stikkend is, dat daar vrede kan kom. Ons wil bid vir uitkoms, waar daar uiterste ellende is. Maar ons wil ook bid, met al die nood, al die stryd, is daar altyd in ons harte die verlange, die uitsien, dat Jesus weer terug moet kom. Ja, kom Here Jesus Christus, kom gou. Hoor ons gebed, in sy naam alleen. Amen. Kom ons antwoord met die sing van Skrifberuiming 15, al 4 die verse. Onbeskryflik groot het U aan my bewys, om jaloere sien 'n wegloopkind weer in die Vaderhuis.
Mense, ek het myself in die rede geval. Daar's nog 'n lied, Skrifbrouwing 15:5, né? Kom ons sing hom ook saam en dan daarna gaan ons uitmekaar onder die seën van ons Here. Kom ons sing Skrifbrouwing 15:5, vers 4, 5 en 7. Begenadigdes in Christus, gaan hierdie week in onder die seënende hand van ons Here. Kom ons rig ons harte op hom. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee.